Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit sal laat vaar die werke van sy hande nie. Daarom, geliefdes, genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is vanoggend Psalm 84, vers 1 en 3. Geliefdes, Psalm 84, vers 1 en 3. Hoe lieflik is die woningsheer der leerskare, hoe begeer my siel en hunker van verlange om na Gods woning op te gaan en in die tempelpoort te staan met jubelende lofgesange. Vers 1 en 3, Psalm 84. In God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Broers en susters, en geliefdes, julle wat daar ver is, kom ons luister nou na die wet van die Here onse God, soos dit opgeteken is in Eksodus 20. En as antwoord daarop sing ons vanoggend Psalm 32 vers 3 en 4. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Broers en susters, geliefdes, julle wat daar ver is, kom, ons bid nou saam. Ons Vader, wat in die hemele is, ons dank U vir ons Here Jesus Christus. En in blydskap bring ons U die danksegging van ons hart vir die inwoning en die ontferming deur die Heilige Gees. Begenadig weet ons dat U, Here, ons Heiland is en ons losser, verlosser, die magtige van Jakob. Ons weet dat U die plek van ons voete hier op aarde, waar ons loop, waar ons is, waar ons aan kinders gevolg mag gee, dat U daardie plek van ons voete heerlik maak. U noem ons die stad van die Here, Sion, van die Heilige van Israel. O, hoe verlang ons en hunker ons, Hemelse Vader, na daardie land en aarde en hemel, waarvan die heilige nagmaal getuig, waar geweld nie meer in ons land gehoor sal word nie, waar daar geen verwoesting of verbreeking in ons grondgebied sal wees nie. Maar dat die mure om ons heil genoem sal word en die oop poorte lof, waar die son ons bedags nie meer sal brand in versengende hitte of lig vir ons gee nie, en waar die glans van die maan vir ons geen skynsel meer sal wees nie, want U, Here, sal vir ons wees 'n ewige lig, en U sal vir ons, soos die skrif sê, 'n sieraad wees, saam met ons aansit in Christus aan daardie tafel. Ons son sal nie meer ondergaan nie, en die maan sal ook nie meer kleiner word nie, want U sal by ons wees, 'n ewige lig. En dan, ja, dan is die dae van ons treurigheid, ons trane, ons aanvegting vir ewig verby. Nou is ons lote deur U geplant, deur U benat, deur U beskerm. Maar dan sal ons
ewig vrug dra. Bind ons deur u Gees en deur die woord vanoggend ook weer op u manier vas aan die brood wat ons breek en die beker van danksegging. In ons Here Jesus Christus se naam, wat daarvoor sorg dra, dat die tyd wat in ons gebed na vore gekom het, op die regte oomblik sal kom. Amen. Geliefdes, ons is nou by daardie deel in ons erediens waar ons die woord van die Here gaan lees. En uit die woord gaan daar die evangelie prediking en verkondiging kom. Ons lees vanoggend Psalm 116. U sal ook nou weet, in die reeks preke, 5 of 6, die afgelope weke, het ons stilgestaan by die psalms wat ons Here Jesus en die 11 disippels daar in die bovertrek aan tafel gesing het. Vanoggend Psalm 116 en dan gaan ons ook 'n paar verse lees uit 2 Korintiërs hoofstuk 4. Ek hoop u het dit die hele hoofstuk gelees terwyl jy ingekom het. Ek gaan enkele verse lees en ons teks wat die prediking dra is 2 Korintiërs 4 vers 13 en Psalm 116 vers 1 en 10. Psalm 116. Ek het lief, want die Here hoor my stem, my smekinge, want hy het sy oor tot my geneig, daarom sal ek hom in my dae aanroep. Bande van die dood het my omring, en angste van die doderyk het my getref. Ek het benoudheid en kommer gevind, maar ek het die naam van die Here aangeroep. Ag Here, red my siel. Die Here is genadig en regverdig, en onse God is 'n ontfermer. Die Here bewaar die eenvoudiges. Ek het swak geword, maar hy het my gehelp. My siel keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan jou gedoen. Want u het my siel gered en die dood, my oog van trane, my voet van struikeling. Ek sal wandel voor die aangesig van die Here in die lande van die lewendes. Ek het geglo toe ek gespreek het. Ek is diep neergebuig. Ek het in my angs gesê, alle mense is leenaars. Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossinge opneem en die naam van die Here aanroep. My geloftes sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Ag Here, sekerlik ek is u knegg, ek is u knegg, die seun van u diensmaagd. U het my bande losgemaak. Ek sal u 'n offer van danksegging bring, die naam van die Here aanroep. Ek sal my geloftes aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk, in die voorhoewe van die huis van die Here, binne in jou, o Jerusalem. Halleluja. 2 Korintiërs 4, die eerste vers, daarom, aangesien ons hierdie bediening het volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie. Vers 7,
Ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees, en nie uit onsself nie. Nie uit ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in ons liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar word. Vers 13, en omdat ons dieselfde gees van geloof het, soos geskrywe is, ek het geglo, daarom het ek gespreek. Glo ons ook, daarom spreek ons ook. Vers 16, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Hier eindig ons skriflesing. Broers en susters, Psalm 116, vers 1, ons teksvers, ek het lief, en dan vers 10, soos Paulus ook opmerk, soos dit geskryf is, ek het geglo, toe ek gespreek het, ek is diep neergebuig. Ek is diep neergebuig. Die Psalm begin, ek het lief. Net dit. Ek het lief. Jy weet onmiddellik, broers en susters, dat jy die aangesprokene is. Dit handel oor jou en oor my. Dit is jy en ek wat hier in die spel kom. Ek het lief. Jy weet ook onmiddellik dat hier 'n woordjie of 'n woord ontbreek. Dis asof dit 'n halwe sin is. Ek het lief. En dan ontbreek dit. Dis asof daar 'n woord onsigbaar oor hierdie eerste aangrypende sin bly hang. Jy sal ook die aanvoeling hê dat dit die regte woord is wat hier wegkruip. Dat dit die beslissende woord is. Dat as jy daardie woord kan raakloop, die Psalm opeens in die volheid van sy betekenis sal oopval. Ek het lief. Ek weet, baie vertalings sit daardie woord in, net na ek het lief. Maar in Hebreëus is daai woord nie daar nie. En dis tipies van die Hebreëse manier van doen, om so 'n sin te sit, en dan die trefwoord weg te steek. Sodat as jy dit sing, of as jy dit lees, wat volg, daardie trefwoord as te ware al helderder voor jou opgaan. En jy iewers in die Psalm daarby kom om te sê, aha,
Dis hoekom ek lief het. Die baie ekke in die Psalm, want julle het dit gesien. Ek het dit, ek sal. Al daardie ekke is daar opgestapel, broers en susters, om daardie een woord wat die Psalm vir ons oopmaak, voor ons stappie vir stappie die sluier weg te vat, af te stof, sodat ons dit gaan ontdek. En dan sal jy sê, halleluja, in die voorhowe van die tempel van die Here. Uit jubel in 'n psalmlied. Ek het lief. Ek sal die Here aanroep. Ek sal die naam van die Here aanroep. So staan dit daar. Ek leef nie te haastig om nie meer te bid nie. Jy sien? Dit gaan, dis hoekom ek in die begin gesê het, jy is onmiddellik die aangesprokene. Dit gaan in die Psalm om wat ons nou maar onder mekaar noem, jou geloofslewe. Ek bid. Ek het, staan dit in 'n ander vers, kommer en benoudheid gevind. Dis ook deel van ons geloofslewe. En op 'n ander plek, ek sal wandel voor die aangesig van die Here. Daar's rus in my gemoed. Ek weet aan wie ek behoort. Ek weet voor wie se aangesig ek my motor in hierdie verkeer bestuur. Ek het dit kom ook oor ons pad, in angs, sware aanvegting, daartoe gekom om te sê, alle mense is leenaars. Want jy vertrou nie op prinse nie. Dis hoekom jy dit sê. In jou geestelike, in jou geloofslewe. Ja, daar kom 'n oomblik dat jy sê, ek sal die beker van danksegging opneem. Ek sal my geloftes betaal. Ek sal my offer van danksegging bring in die midde van die kerk. Onthou, broers en susters, gelofte wat jy maak aan die Here word onmiddellik gestand gedoen in die midde van die gemeente. Dit word nooit 'n sweep om jou te slaan nie. Om te sê, as jy dit nie gedoen het nie, dan gaan dat gebeur. Want Christus regeer oor daardie deel van ons geestelike geloofslewe, waarin ons in gebed sê, Here, ek sal aan U 'n offer van danksegging bring, omdat U so goed is vir my. Ja, ek sal in die voorhowe van die huis van die Here wees. Ek leef aan die hand van 'n kerk en 'n gemeente. En dan kom vers 10. Wat in Hebreëus eintlik beteken, ek het steeds voortgaande bly glo. Toe ek
diep neergeboe, platgeslaan, in die innerlike mens stikkend geruk is, het ek steeds bly glo. Dit is presies hierdie teks, geliefdes, wat Paulus aanhaal as hy sê, daar is geskrywe, julle onthou, 2 Korintiërs 4, sê daar is geskrywe. Hy bring die woord by, presies hierdie teks, wat hy aanhaal, as hy sê, dat die evangelie wat in ons leef, en wat ons besit, is soos in 'n erdekruik, wat kan stikkend breek, stikkend val. Dan sê hy, ons is verdruk. Ons is verdruk. Daar is druk op ons. En broers en susters, ek kan dit in julle oë sien. Daar is druk op ons. Ek sien dit in die oë van julle wat boer. Ek sien dit in die pale. Ek sien dit in die groot maatskappye waar ons moet werk. Daar's druk op ons. Daar breek iets stukken. En dan sê Paulus, omdat daar geskryf is, ek het steeds bly glo vir 'n gemeente in Korinthe, dan sê hy, ons is nie te neergedruk nie. Ons is nie plat op die grond vasgetrap nie. Hy sê ons is verleë. Die goed word jou uit die hand geslaan. Al die goed wat oor ons pad kom. Maar ons is nie radeloos nie. Ons is nie radeloos nie. Kyk diep in jouself. Jy gaan dit kry. Jy gaan miskien jouself wil verloor oor al hierdie goed. Maar diep binne is jy nie radeloos nie. Diep binne. Daar brand 'n onuitblusbare vlam. Jy word vervolg. Maar jy is nie verlate nie. Ons word neergewerp. Maar jy is nie vernietig nie. Kyk maar jou innerlike mens deur, broers en susters. Jy sal hierop afkom. En die skrif sê ook hoekom. Nie omdat jy so 'n sterk mens is nie, maar omdat jy dieselfde gees het, wat deur die tyd in Psalm 116 geskryf het, laat skryf het. Al is ek neergeboe, ek het steeds geglo. Jy dieselfde Heilige Gees. Daar's die ontbrekende woord. Ek het lief. Kyk verby dit. Daar is die werk van die Heilige Gees in my lewe. Aha. Dis hoe hierdie psalm om mekaar gesit is. Aha. Dis nie ek nie. Dit hang nie van my af nie. Dis die ontferming van die Here God deur die inwoning van die Heilige Gees in my diepste menswees, wat my laat praat. Al is ek diep neergeboe, ek glo. Dis waarom die psalm so uitdruklik oor God, die ontfermer, praat. 3 keer herhaal hy dit. Vers 4 tot 6, die eerste deel van vers 6, vers 8 tot 11
15 tot 16, die teenkant is danksegging. Die Here, daar by vers 4, red my siel, hy is genadig en regverdig, 'n ontfermer, hy bewaar my, vers 8 tot 11, die traan in my oog, hy weet daarvan. Die struikeling van my voet, hy sien dit. So staan dit daar, hy bring my voor sy aangesig, waar ek ongestoord kan wandel. Ongestoord. Die bande, daar by vers 15, die bande wat my bind, is losgemaak. Die dood, my dood, so staan dit daar, is kosbaar in sy oë. Kosbaar. En dink vir 'n oomblik, broers en susters, en julle wat daar ver is, aan die gebed vanoggend, wat uit Jesaja gekom het. Kosbaar. Dit is aan die kom. Die Heilige Gees wat in ons woon, God wat hom oor ons ontferm, die Vader, kyk wat gaan oop. Ja, en dan, in die nag, waarin ons Here Jesus verraai is, het hy in die 11 ook hierdie psalm gesing. Ook het hy vers 3 gesing. Bande van die dood het my omring en angste van die doderyk het my getref. Ek het benoudheid en kommer gevind. En toe dit af is, toe hy alleen die nag ingestap om dit te gaan dra. So te dra, broers en susters, dat ek in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees en myself volkome kan vertroos dat my, want ek het lief, my Here Jesus Christus, my deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking, wat hy ook aan sy siel, deur sy hele lewe, maar veral aan die kruis gelei het, van die helse angs en pyn verlos. Daarom het ek lief. Sien, Vader, Seun en Gees. Kom uit die psalm na vore. Ek het lief, want hy het my so en eerste liefgehad. So, uit die bediening van die woord, kom daardie een alles bepalende woord uit die verf. Ons Here en ons God. So, broers en susters, tree
die onsigbare aan die lig. Want jy sien, dit is aan ons oorgelewer, dat in die nag waarin ons Here Jesus Christus verraai is, het hy brood geneem. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis, net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament van my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Geliefdes, om dus die nagmaal reg en troosryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie 3 hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons moet met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, en towenaars, en waarsêers, en die wat hulle glo, godslasteraars en skeurmakers in kerk en staat, mynediges en ongehoorsaames, moordenaars, twissoekers, egbreekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars, gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daarin vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem en om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei
toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met hierdie woorde: dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, broers en susters, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet, tot 'n volkome versoening van al ons sondes, en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy vir ons die lewendmakende Gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind, en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Geliefdes, laat ons nou eers vir ootmoediging gebed voor die Here onse God, dan bid ons saam. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur die Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart, om ons al meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkook word, en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is, en ons U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely, en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God, barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Broers en susters, deel van die amptswerk van die diakens is om die tafel van die Here in gereedheid te bring. Terwyl hulle dit doen, sing ons sittende Psalm 23 vers 3.
Broers en susters, alles is nou in gereedheid gebring. Nou kan ons aan die tafel van die Here aansit en die tekens van brood en wyn in 'n beker ontvang. Ek gaan dit vanoggend so reël dat ons 2 tafels het. Ek dink hierdie tafel moet eers kom en dan of u wat in die kant sit moet eers kom en dan julle kan die tweede tafel uitmaak. Ek dink ook om dit 'n bietjie balans te gee daar by Gerard hulle miskien, as julle wil kom, ook wil aansluit, dan kan ons mooi inpas. So terwyl u nou aankom, broers en susters, sing ons die geliefde Psalm 116, ook die Psalm waaruit die prediking gekom het. Kom ons sing vers 1, as julle aankom en as ons aansit, vers 2, met ander woorde 2 verse, en as die tafel klaar is en ons gaan terug, dan is dit vers 3 en vers 4 as die res van die gemeente aankom. So Psalm 116 vers 1 en 2 terwyl julle na vore kom en aansit en dan word die tekens van die sakrament bedien. Broers en susters, verhef julle harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die Hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees julle net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat julle die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo
dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Psalm 116 vers 3. Kom ons sing dit terwyl julle geliefdes na julle sitplekke terugkeer, en vers 4, broers en susters, as julle dan nader kom na die tafel van die Here. Vers 3 en 4, Psalm 116. Geliefdes, verhef julle harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die Hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees julle net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat julle die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap
met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit. Gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Geliefdes, broers en susters, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met hierdie woorde. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, ja barmhartig en genadig, is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid, want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Barmhartige Vader, ons dank en loof U, dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U U eniggebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van die seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van ons Here, ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Kom ons sing terwyl julle teruggaan, broers en susters. Psalm 116. Kom ons sing vers 5 en dan is ons almal daar weer bymekaar is in die banke en ons sit daar, vers 7. Vers 5 as julle teruggaan en vers 7 as dit weer rustig word vir die volgende moment in ons erediens.
Broers en susters, ons kan ons nou gereed maak om die Here 'n offer van danksegging te bring, ons liefdesgawes, want ons het lief, ons lewens is anders. Ek wil ook dit op 'n manier net sê, voordat ons die Here dien met ons liefdesgawes, dat ons vanoggend aangrypend gesing het. Werklik aangrypend. En dit bou op 'n aangrypende kerkraadsvergadering. Kom ons dien nou die Here van ons kerk met ons liefdesgawes. Dan sing ons Psalm 118 soos beloof. Ek sal dit vir ons weer aankondig. Psalm 118, vers 11 en 13. Julle sal ook die preke dalk onthou oor die steen waaraan die tempelbouers 'n plek ontsê het, wat die hoeksteen geword het. En dan ook vers 13, geseënd is die groote koning wat aankom in die Heer se naam. Dat hierdie verse, die psalm, het die Here teruggebring na die tafel waar dit hoort. Kom ons sluit ons erediens in die viering van die heilige nagmaal deur te sing vers 11 en 13, Psalm 118. Oh
susters, geliefdes en julle wat daar ver is, ontvang die seën van die Here. Dan gaan julle in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.